Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Jy is nou ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal en dit is vir my heerlik om saam met jou rondom die Here se woord stil te word in hierdie mooi dag. Ek is Dominee Adrian Swart. Dankie dat jy by ons inskakel. Kom ons lees vanmôre saam Efesiërs 2 vers 13 en 14. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Ek en jy is in sonde ontvang en gebore, en het ver van God af gelewe toe ons hom nog nie geken het nie. Maar die oomblik toe Jesus Christus 'n werklikheid in ons lewe geword het, en ons hom aangeneem het met 'n gelowige hart, het ons een met Christus geword, skryf Paulus in vers 13. Ons het naby God gekom, deur die bloed van Christus. Jesus Christus se bloed is so kragtig, dat selfs die grootste sondaar mens gered kan word. Die grootste sonde vergewe kan word, en redding en die ewige lewe bewerk kan word. Enige mens wat hulle sonde, skuld en opregtheid voor Jesus Christus bely, sal vergifnis vir oortreding ontvang, sê 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Die oomblik as ons Jesus Christus ons Here en Verlosser maak, dan word ons een met hom. Hy word deel van ons. Hy woon in ons. Ons lewe vir hom, en ons is dankbaar vir alles wat hy doen en vir ons beteken. Ons het naby gekom deur die bloed van Christus Jesus, naby aan die hart van God. Paulus skryf dat ons inderdaad, wanneer ons in Christus glo, die vrede van God ontvang, want Christus is ons vrede. Dan lewe ons nie meer in die onrustigheid van 'n goddelose wêreld nie. Daar is nie meer sonde wat ons ketting en 'n houvas op ons lewe het nie. Maar Jesus Christus het ons vry kom maak. Hy gee ons sy vrede en ons kan een met hom wees en elke dag vir hom gaan lewe. In hierdie mooi dag het ek en jy die voorreg om vir Jesus te gaan lewe. Gebruik die tyd wat die Here aan jou gee om dit vir hom te doen. Maak 'n verskil in hierdie wêreld. Laat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ook deur jou lewe spoel tot 'n getuienis vir almal rondom jou. En mag mense na Jesus Christus toe getrek word en die eenheid met Jesus belewe, sodat hulle ook gered kan word. Kom ons gaan lewe een met Christus en beleef sy goddelike vrede wat hy aan sy kinders wil gee. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie nuwe dag voor u in nederigheid kan buig en u kan loof en prys en aanbid. Dankie dat u in u liefde en genade by ons is en in ons woon en werk. Wil u deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons bemoedig en versterk en een met Jesus Christus ons Here maak. Dankie vir hierdie nuwe dag, Here. Seën dit vir ons, voorsien vir ons in alles om van te lewe en vul ons harte vandag met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.